Dames en here, ons is in die derde deel van die video wat gaan oor leereenheid 2 vraag en aanbod. In die eerste deel van die video het ek gepraat oor die kringloop en die belangrikheid van markte en hoekom dit maak dat ons meer moet weet van vraag en aanbod. In die tweede video het dit spesifiek gegaan oor vraag. In hierdie derde video wil ek praat oor aanbod en dan hoe mens die ewewigsprys en hoeveelheid bepaal, daar waar die mark, soos hulle in Engels sê, clear. Goed, as ons praat oor die aanbod, gaan dit oor die hoeveelhede van 'n produk of diens wat voornemende verkopers beplan om teen verskillende pryse te verkoop. Dis 'n belangrike een om te besef, dis nie die ware verkope nie. Die ware verkope hang af van die ewewigsprys. Die voornemende verkopers, hulle het hulle eie idees oor hoeveel hulle wil verkoop teen verskillende pryse. Hulle sal graag min van hulle produk wil verkoop as die prys laag is, maar baie van hulle produk wil verkoop wanneer die prys hoog is. Dit bepaal die vorm van die aanbodkromme. Dit is ook wat die wet van aanbod sê. Is om dan nou te sê teen lae pryse wil hulle eerder min verkoop, teen hoë pryse beplan hulle om baie te verkoop. So dit is waar die aanbodkromme vandaan kom. So ons het ons tamaties gehad aan die vraagkant. Nou het ons vir Johnny Ramos. Hy is die aanbieder van hierdie tamaties. En mens kan nou vinnig dink, tipies wat sal die aanbod van tamaties bepaal? Dit gaan oor die produksie en goed wat produksiekoste beïnvloed. So, die prys is natuurlik die eerste punt. Johnny sal nie baie tamaties wil verkoop as die prys baie laag is nie. Dit is nou gegee sy kostes, maar ons kom nou daarby. Hy sal graag baie tamaties wil verkoop as die prys hoog is. So prys is die belangrike bepaler van die hoeveelheid aangebied. Dan van die aanbod, die hele aanbodkromme, sal die prys van alternatiewe produkte 'n rol speel, die pryse van produksiefaktore en insette, in ander woorde die kostes van sy proses, verwagte toekomstige pryse gaan 'n rol speel, en dan tegnologie en produksietegnieke wat weer eens sy kostes beïnvloed, speel 'n rol in die individuele aanbod. So, as mens nou dink oor hierdie determinante van aanbod, is prys die groot een wat die verwantskap tussen die hoeveelheid aangebied en prys dan nou definieer. So as pryse styg, dan is die hoeveelheid aangebied meer. En ons, net soos met die vraagkromme, het ons dan nou 'n skedule en 'n grafiek wat dit wys. So in hierdie geval het ons dan nou verskillende kombinasies hierso van hoeveelhede aangebied. As die prys baie laag is, dan stoot hy net 'n 500 kg tamaties op die mark, maar as hy R5 kan kry, dan is dit sommer baie meer, dan is dit 2500 kg tamaties wat mark toe gaan. En die gevolg daarvan is hierdie positiewe helling van die aanbodkromme, en dit is dan ook presies wat die wet van aanbod vir ons sê. Teen hoër pryse is die hoeveelheid wat aangebied word meer. Die markaanbod, soos in die geval van die markvraag, is ook net so 'n sommasie van die individuele aanbiedinge wat individuele produsente dan nou maak, en dit word dan nou bepaal deur goed soos owerheidsbeleid, subsidies en belasting, natuurrampe, die idee van gesamentlike en neuweprodukte en natuurlik produktiwiteit. Dink aan, hierdie is die aanbod, so dis alles wat koste beïnvloed en afhangend van daardie kostes bepaal dit waar die aanbodkromme lê. So, selfs as in die geval van vraag is hier 'n kwessie van 'n beweging van langs die aanbodkromme en 'n verskywing van die hele kromme. 'n Beweging langs die kromme vind net plaas as daar 'n verandering in die prys is. So die prys styg en dan word daar meer aangebied. Die kromme as 'n geheel word dan geskuif deur hierdie ander determinante van die aanbod. Ons gaan deur 'n paar voorbeelde van daardie praat. So, gestel daar word 'n belasting gehef op die produksie van sigarette. Hoe beïnvloed dit die aanbod van sigarette? Ons praat nou hierso van wettige sigarette. Nou, so 'n belasting, maar hierdie hoef nie sigarette te wees nie, dit kan enigiets wees. Dit verhoog produksiekoste. Die produsent moet nou daardie belasting oorbetaal aan die owerheid. So om sy produk op die mark te kry is nou duurder, en dit beteken dat die aanbod is kleiner. As die owerheid 'n subsidie gee vir die produksie van trekkers, dan verlaag hulle eintlik die koste van die produsent. Hulle betaal die produsent om te produseer en dit sal die aanbod verhoog. As daar 'n natuurramp is, soos 'n groot oorstroming, dan beperk dit die aanbod natuurlik. Daar kan nou minder aangebied word as gevolg van die skade wat deur 'n vloed veroorsaak is. En mens kan hierdie voorbeelde verder vat en sê, wat gebeur, hoe lyk arbeidskoste? As arbeidskoste opgaan, verminder dit die aanbod
Net so as die koste van kapitaal sou afneem, dit raak goedkoper om 'n nuwe projek te loods en geld daarvoor te leen om dit te finansier, dan kan die aanbod toeneem. So dis alles faktore wat die hele aanbodkromme sou skuif. Minimumloon, ek het dit eintlik nou net gesê, as jy ons dink dat as die minimumloon verhoog, dan verlaag dit die aanbod as geheel. Die hele aanbodkromme skuif links. As daar een of ander verbetering in tegnologie is, 'n nuwe masjien, 'n nuwe proses wat kostes kan verlaag en produksie meer effektief maak, dan laat dit die aanbod toeneem. Die hele aanbodkromme sal na regskuif toeneem. Ten einde laaste is ons hier by die markewewig. Ewewig in die mark gaan absoluut oor waar vraag en aanbod mekaar ontmoet. En as mens dit nou op die grafiek aandui, is die ewewigsprys, het hierdie klein letter E daaronder, en die ewewigshoeveelheid, die quantity, het ook 'n E by, wat dan vir sê, hier is vraag en aanbod in ewewig. Dit is natuurlik moontlik dat teen 'n spesifieke prys is daar 'n oormaat van vraag. Daar word meer gevra as wat daar aangebied word teen 'n prys. Net so kan daar ook 'n oormaat aanbod wees, dat daar meer aangebied word as wat daar gevra word teen 'n spesifieke prys. Ja, hierso het ons by punt E hier reg in die middel. Sny die vraagkromme en die aanbodkromme mekaar. En dit bepaal dan nou die ewewigsprys en hoeveelheid binne in hierdie mark. So daar het ons dan 'n prys van R5 en ons het 'n ewewigshoeveelheid van 200 kg. Dit is op die ou en dan nou waar die mark in ewewig is. Teen hoër pryse, as die prys nou R7 sou wees, sal ons sien dat verbruikers vra minder. Volgens die wet van vraag, teen hoër pryse vra hulle minder, maar produsente bied baie meer aan. Teen R7 sê hulle, maar ons sal baie op die mark stoot. Die gevolg is 'n oormaat aanbod. As die prys laag sou wees, gaan die verbruikers 'n groot hoeveelheid vra, maar die produsente gaan dit nie lewer nie. Hulle wil nie baie verkoop teen 'n lae prys nie. Hulle wag dat die prys bietjie styg as hulle kan. En in daardie geval sal daar 'n oormaat vraag wees hier onder die ewewigsprys. Natuurlik nou in ekonomie het ons 'n groot oortuiging dat die vraag en aanbod is baie dinamies en die veranderinge in die vraag en die aanbod bepaal die ewewigsprys en sê eintlik vir ons wat is iets werd ensovoorts. So die prysmeganisme speel 'n baie belangrike rol. En hier sê ons dit het 'n ransoneringsfunksie. Pryse sê vir jou wat is skaars. Skaars goed is duurder. Dit help om 'n sein te stuur oor wat skaars is en wat waarde het. So op die oomblik nou in internasionale markte is beleggers besig om 'n bietjie weg te beweeg van hulle dollarbeleggings af na goud toe. En ons sien dit in die goudprys. Die hoeveelheid aangebied pas nie so vinnig aan nie. Dit moet eers opgegrawe word, maar daar's nou 'n reuse vraag na goud wat dan nou die goudprys verhoog. Pryse het ook 'n allokasiefunksie. Dit bepaal hoe hulpbronne toegedeel word. So byvoorbeeld die hoë salarisse wat betaal word aan kundiges in rekenaarprogrammering. Beteken dat hulpbronne, spesifiek dan nou arbeid, daar geallokeer word. Mense sien daai hoë salarisse en hulle besluit, maar ek gaan 'n moeilike pad stap, hard studeer om my mensekapitaal op te bou om uiteindelik daai hoër salaris te kry. En dit trek mense in daai beroepe in daardie bedryf in. So hulpbronne word op daardie manier geallokeer. Is nie net arbeid nie, dit kan kapitaal ook wees, dit kan natuurlike hulpbronne wees. So byvoorbeeld, daar's 'n groot debat aan die gang in die media oor hoe befonds ons infrastruktuurontwikkeling in Suid-Afrika. En daar's argumente wat sê nie, maar die staat moet daardie beleggings rigsteun. Ons banke kan daarin belê, ons pensioenfondse kan daarin belê, as die staat die skuld waarborg. Maar nou versteur jy eintlik die allokasiefunksie van die mark. Op die oomblik vra banke en pensioenfondse kan nou nie in dit belê nie, maar beleggers wil hoë rentekoerse hê as hulle belê in infrastruktuur, want hulle soek 'n hoë opbrengs, daar's onsekerheid, daar's risiko in daardie beleggings. Maar dit is presies daardie hoë rentekoers wat 'n sein stuur wat die allokasie van kapitaal bepaal. So in daardie opsig is hierdie kragte van vraag en aanbod aan die werk, die vasstel van die ewewigsprys en hoeveelheid, het 'n belangrike funksie in die markekonomie. En is eintlik in die hart van
wat ons probeer bestudeer as ekonome. Baie dankie dames en here, dis die storie vir leer eenheid 2, 'n video dan in 3 dele en ek sien julle gou weer.